praat oor diensbaarheid. En ek is nie heeltemal seker wat die Afrikaanse woord moet wees nie. Ek gaan hulle so 'n wisselterm gebruik, maar dit gaan oor jou diensbaarheid, oor jou diensknegskap, oor jou knegskap. En die aard van 'n kneg en hoe dit lyk. So ek wil vir u lees uit Johannes uit. Die 13de hoofstuk, ek gaan al 20 verse vir u lees en dan gaan ek 'n paar kommentaar daaroor maak. Maar hier is die gedeelte waar Jesus sy disippels se voete was. En ek dink elke man en vrou wat hier sit, wat die Here vir 'n tyd dien of selfs kort dien, sal jou iets van voete was kan vertel. En baie keer was dit ongemaklikheid en baie keer was dit heel groot aangenaamheid, maar hoe dit ook al sê, Jesus was sy disippels, ons lees hierso, en voor die fees van die Pasga het Jesus, omdat hy wis dat sy uur gekom het, dat hy uit hierdie wêreld sou weggaan na die Vader, en omdat hy sy eie mense in die wêreld liefgehad het, hulle liefgehad het tot die einde toe, en gedurende die maaltyd, die duiwel het dit al in die hart van Judas Iskariot, die seun van Simon, ingegee om hom te verraai. Het Jesus, omdat hy wis dat die Vader alles in sy hande gegee het, en dat hy van God uitgegaan het en na God heen gaan, van die maaltyd opgestaan en sy boklere uitgetrek en 'n doek geneem en het om hom vasgemaak. Daarna het hy water in 'n bak gegooi en die voete van die disippels begin was en afdroog met die doek wat hy omgehad het. Hy kom toe by Simon Petrus en die sê vir hom, Here, gaan u my voete was? Jesus antwoord hom en sê vir hom, wat ek doen, begryp jy nou nie, maar jy sal dit hierna verstaan. En Petrus sê vir hom, u sal my voete in der ewigheid nie was nie. Sjoe, Jesus antwoord hom, as ek jou nie was nie, het jy geen deel aan my nie. Simon Petrus sê vir hom, Here, nie net my voete nie, maar ook die hande en die hoof. Jesus sê vir hom, hy wat gewas is, het niks anders nodig as om die voete te was nie, maar is heeltemal rein, en julle is rein, maar nie almal nie, want hy het geweet wie hom sou verraai. Daarom het hy gesê, julle is nie almal rein nie. Toe hy dan hulle voete gewas en sy boklere geneem het, gaan hy weer aan die tafel en sê vir hulle, verstaan julle wat ek aan julle gedoen het? Verstaan julle dit? Julle noem my meester en Here, en julle is reg, want ek is dit. As ek dan die Here en die meester julle voete gewas het, is julle ook verplig om mekaar se voete te was. Want ek het julle 'n voorbeeld gegee, om net soos ek aan julle gedoen het, ook te doen. Voorwaar, ek sê vir julle, 'n dienskneg is nie groter as sy heer nie, en 'n gesant is ook nie groter as die een wat hom gestuur het nie. As julle hierdie dinge weet, salig is julle, as julle dit doen. Ek spreek van julle almal, ek spreek nie van julle almal nie. Ek weet wie ek uitverkies het, maar dat die skrif vervul kan word, hy wat saam met my brood eet, het sy hakskeen teen my opgelig. Van nou af sê ek dit aan julle voordat dit gebeur het, sodat wanneer dit gebeur, julle kan glo dat dit ek is. Voorwaar, ek sê vir julle, wie iemand ontvang wat ek stuur, ontvang my, en wie my ontvang hom wat my gestuur het. 'n Pragtige gedeelte, nee. Is eintlik is regtig 'n ryk gedeelte. Ek voel so om uit hierdie vers te preek en uit daai vers te preek. Ek wil net hier vassteek en sê, kan ek net 'n paar goeters hierso oor sê, maar ek sal dit nie doen nie. Ek sal my by dit bepaal wat ek glo die Here wil hê ons moet vanoggend hanteer.
maar 'n ryk 'n gedeelte. Net 'n paar opmerkings hierso. Jesus het nooit van tevore hulle voete gewas nie. Hierdie was nie 'n gebruiklikheid nie. Wanneer hulle by mekaar gekom het, dan kom Jesus en hy was hulle voete. Nee, dit was glad nie 'n gebruiklikheid nie. Hierdie was die eerste en enigste keer wat Jesus hulle voete gewas het. Jy kan dit sien, want toe Petrus is verbaas. En Petrus sê vir hom, Here, Rabbi, gaan u my voete was? En die Here antwoord hom, hy sê, Petrus, jy gaan nie nou verstaan wat ek nou doen nie, maar eendag sal jy verstaan. En hy draai kortom en hy sê, in der ewigheid nooit. Nee, dit kan nie gebeur nie. Ek protesteer. Dis duidelike bewys dat hierdie die eerste keer is wat Jesus hulle voete was. Nou hiervandaan af is dit nou kruis toe vir Jesus. Want hy gee sy laaste leringe aan hulle, hy word gevange geneem in Getsemane en dan sy kruis toe. Nooit weer kry hy geleentheid om so saam met sy disippels te wees nie. In elk geval, hy sê vir Petrus, ek moet jou voete was, anders is jy nie deel van my nie. En dan sê jy vir jouself, Here, asseblief, was dan maar my voete. En ek wil vir jy sê, voete was kan 'n ongemaklikheid afgee. Ek het eendag 'n persoon gehad wat my besoek het. Hierdie persoon het my 'n paar keer in my lewe kom besoek. Ek sal nooit vergeet nie. Ek was in 'n krisis. En hy ook daag by my huis op en hy sê, die Here het my gestuur. En hy sê, die Here het my gestuur om jou te salf. En hy salf my en ek weet die Here het hom gestuur. Maar op 'n ander geleentheid kom hy by my en sê, die Here het my gestuur. Ek sê, ja. Hy sê, maar die Here het my gestuur om jou voete te was. En ek sê, ag nee. Asseblief nie. En nou praat ons, en ek sê, verskoon my net 'n bietjie, en ek gaan daar na die badkamer toe, en ek trek my skoene uit, en ek was my voete net. En ek trek my skoene aan. Julle, want, ag man, seker maar, miskien is dit maar seker net 'n slegte ding, miskien is dit trots wat die Here nie wil hê nie, wat doodgemaak moet word, maar laat dit wees wat dit wil, ek wil nie gehad het, hy met my voete ryk nie, en ek is nie gemaklik met dit nie, julle asseblief. En ek weet nie of jy al ooit in so 'n situasie was nie, maar dit is nie so maklik om jou voete uit, skoene uit te trek en sê was nie. Dis nie net sommer net nie. En toe ek terugkom by die tafel, toe sê hy vir my, het jy jou voete gaan was? Ek sê, ja, maar hy is vies vir my, hoor. Hy is regtig ontstoke. Dit is asof hy, asof ons so toring oor hierdie jong man kom. Maar gelukkig klap hy my nie, en hy was my voete. Maar hy is ontevrede met my. Ek het onder die lering gestaan as 'n jong seun, ek was die tienerleier en jeugleier by Newlands gemeente, en pastoor Johan Smit was die gemeente pastoor daai tyd. En hy het eendag vir my gesê, hy sê vir my, man, hierdie voete was ding is 'n snaakse ding. Hy sê, jy sal moet verstaan en konteks skryf voor jy begin voete wil was en aangaan oor voetewassery. Hy sê, maar as ek by jou kom kuier, asseblief los my voete uit. Hy sê, bring vir my 'n lekker koppie tee. Hy sê, dis die ekwivalent van voete was. En ek hoor wat hy sê. Jy verstaan, ek dra nie oop sandals nie, en ek loop nie 100 myl elke dag om by plekke uit te kom nie. Ek het toeskoene en ek klim in 'n kar en ek ry. En as ek by jou huis kom, is my voete nie vuil en moeg en het hulle 'n lekker warm was nodig nie. Maar 'n lekker koppie tee sal jy my mee kan bedien. Ek hoor wat Johan Smit gesê het. Maar ek dink ook Johan Smit het dalk, en ek moet versigtig wees want ek het baie respek vir hom, het dalk iets mis, want dit gaan oor jou attitude. Dit gaan nie oor die daad van voete was nie, dit gaan oor die gesindheid van jou hart. En so kan ek vir julle sê, in hulle tyd is dit net so, dat dit was 'n algemene praktyk om voete te was. Want as jy van 'n plek gekom het, net ver geloop, jy
20 of 30 kilometer geloop in die stof en jy kom by die huis aan, dan roep hulle die laagste van die slawe. Die laagste, dit was die laagste vorm. Daar was vlakke in slawerny. Almal was nie ewe hoog en jy kon 'n rang gehad het as 'n slaaf. Maar jy kon ook 'n lae rang gehad het as 'n slaaf. Hulle noem dit, soos jy 'n slaaf was, en so terloops, 'n minister, 'n pastoor, is eintlik ook 'n slaaf, is 'n dienskneg. En 'n diakon, gaan kyk na die Grieks, is 'n dienskneg. Maar nietemin, daar was 'n laer dienskneg as dit. Dit was 'n hoeperette. Hulle noem dit 'n anderhouer. So as jy onder in die skei gesit het waar dit donker was en jy moes roei, dan wat jy die laagste vorm van slawerny wat jy kon kry. En daardie titel, hoeperette, was die ou wat die voete gewas het. Maar nietemin, dit was 'n taboe vir 'n rabbi om van sy disippels te verwag om sy voete te was. 'n Rabbi mag nie van sy volgelinge verwag het om hulle voete te was, om sy voete te was nie. Dit was 'n taboe. Geen rabbi sou enige dag van die week glad nie, en ook nie op 'n Saterdag verwag het dat sy disippels sy voete moet was nie. So hierdie was 'n ekstreme geval waar Jesus, ek meen as jou volgelinge, as jou disippels nie jou voete kan was nie, en dis 'n taak vir hoeperette, daai laagste, die anderhouers, hoe sal jy as rabbi, heer en meester, jou mense se voete was? Hulle was uitgepul, mense. Petrus se reaksie is nie vreemd nie. As jy verstaan wat daar aangegaan, is sy reaksie nie vreemd nie. Here, dit kan nie wees nie. U mag nie eens my vra om die voete te was nie, nou wil jy my voete kom was. Hierdie ander ouens, die laagste van die laagste vlak met voete was. En dis die konteks. En Jesus sê, wag bietjie, kom. Laat ek julle voete was. Dit vat nie weg van die feit dat hy sê, julle noem my meester en Here, en julle is reg, want ek is dit. Die feit dat hy kom en hy sê, ek sal jou voete was, en ek sal jou voete was, en ek sal jou voete was en jou voete was, het niks te doen met wie hy is nie. En dit het ook alles te doen met wie hy is in terme van sy karakter en van sy wese. Maar dit vat nie aan sy titel nie. Hy bly Heer en Meester. En Paas, as jy vanmiddag by die huis kom, en jy maak vir ma 'n koppie tee, dan maak dit jou nie ma nie, jy bly pa. Jy bly in beheer en gesag van jou huis. Dit vat niks van dit weg nie, jy bly verantwoordelik vir die huishouding. Jy bly die pa van die huis. Doeteenvoudig het jy 'n handeling van diensbaarheid, jy diensknegtigheid uitgevoer. Jy het dit uitgeoefen. So geliefdes, ek dink baie keer toets die Here ons om te kyk of ons trots is. Dan stuur hy 'n ou, sê vir hom, gaan was hy ou se voete, en dan wil hy ou nie se voete gewas nie, want hy is bietjie trots, en dan moet die Here hom bietjie aarde toe bring en hom gelyk maak en sê, dink jy is beter? Want uiteindelik moes Petrus agterkom dat dit 'n voorreg was om die hoeperette se voete te gaan was. En het Petrus later uitgevind dat hy wat proklameer dat hy deel is van Jesus se liggaam, dat daardie hoeperette wanneer hy Jesus vind en ontdek, ook deel is van daardie selfde liggaam, en met die gevolg van die saak is, hy is deel van mekaar, ons is deel van mekaar, jy is vlees van mekaar se vlees. Geliefdes, dit verander nie wie jy is nie. Jy bly wie jy is. Jy hoef nie jou karakter te verloor nie, en jy hoef nie jou waardigheid te verloor nie, want Jesus het Heer en Meester gebly. Dit bly onveranderlik. Het gaan oor 'n gesindheid. En Jesus kon demonstreer dit vir ons. Al wat Jesus eintlik doen is, hy kom wys vir ons wat in hom is. Wie hy is, hy kom wys, hy kom demonstreer sy karakter. En kan ek vir u nou alreeds sê, Jesus is ons model.
Hy is die patroondienskneg. Jy sal nie 'n beter patroon kry as om na hom te kyk nie. En ongelukkig, geliefdes, is dit vandag nie baie gewild om te dink ons moet iemand anders te ding nie. Dis nie 'n gewilde konsep nie. As jy en kyk na ons skoolstelsel, dan gaan alles in die skoolstelsel oor self. Ek moet presteer, ek moet opgelig word, ek moet eerste kom, ek moet die beste punte kry. Dit gaan oor selfgesentreerdheid. Ons skoolstelsel help ons nie. Die skoolstelsel leer ons kinders om selfgesentreerd te dink. Nou kom jy by die kerk en sê vir daai kind hy moet dien. Maar in sy kop dink hy ek moet myself laat geld. Selfaktualisering is die hoogste vlak van menswees. En dan skryf hulle sulke dik boeke daaroor. Ek dink God moet ons aktualiseer. Ek dink dis wat moet gebeur. So geliefdes, die sisteme help ons nie. Ons word grootgemaak in 'n sekulêre wêreld wat ons leer om onsself te laat geld. En nie om te ding nie. Dit maak dit moeilik. Maar wil ek vir julle sê, Jesus is ons model. En omdat dit Jesus ons model is, moet ons gaan kyk, waar kom diensknegskap vandaan? Waar kom diensbaarheid vandaan? Diensbaarheid is nie gebore op die aarde nie. Diensknegskap is gebore in die hemel. Buite ruimte en tyd. Dit kom van God self af. Om 'n dienaar te wees, is om een van die mees goddelike dinge wat jy ooit kan wees te wees. Dis wat dit is. Jesus, God die Vader en God die Seun en God die Heilige Gees is in eenheid. Nou baie mense, ek wil nie oor die drie eenheid vanoggend praat nie, so ons los net daar. Maar Jesus staan in gesag en hy's 'n knegg van die Vader. Hy sê ek doen net wat ek die Vader sien doen. En die Heilige Gees staan in diens van die Seun en die Vader. Van ewigheid af. So, dis wie God is. Dis 'n diensbare God wat wil dien, wat wil sê ek wil help. Dan staan ons verbaas om te dink hy het sy lewe kom aflê. Dit was nie vir hom moeilik nie, want dis wie hy is, dis sy karakter. Ons lees in Matteus 12, gaan ek so 'n paar verse met die hanteer van 15 tot 20, so 21 daar rond. Ek lees graag wie hy sê, toe Jesus dit bemerk, het hy daarvan af weggegaan en groot meniges het hom gevolg. En hy het hulle almal gesond gemaak. So wat hier gebeur is in vers 15 is Jesus gaan weg. Hy's besig om vir die siekes te bid. En die fariseërs en skrifgeleerdes is kwaad daaroor. En hulle is om verskeie redes kwaad daaroor. Hy het nou net die man met die verdorde hand gesond gemaak en hulle is kwaad want dit is Sabbat en hulle is ontevrede. En die feit van die saak is, hulle is kwaad vir Jesus en hulle wil hom weggee en hulle wil hom dood hê. En hy sê, okay, ek sal gaan. Hy opponeer hulle nie, hy wil nie sy stem dik maak nie, hy wil nie sê wie hy is of niks nie. Hy sê reg, ek sal weggaan. Want hy bemerk dat hulle hom nie daar wil hê nie. En hy vra nie erkenning nie. Hy vra geen erkenning nie. Hy wil homself glad nie laat geld nie, want dis nie wat in hom is nie. Maar daar is iets van diensbaarheid in hom, wat net deel is van sy natuur. Dit is wie hy is. Hy het as ware gesê, goed, gaan julle voort met julle werk, doen julle wat julle doen. Ek sal aangaan om te doen wat my Vader my wil hê om te doen. Ek is 'n dienskneg. Ek het gekom om die werke van my Vader te doen. En dan in vers 16 dan kom hy en sê, en hy het hulle streng bevel gegee, dat hulle hom nie bekend moet maak nie. So okay ouens, ek het nou mense gesond gemaak hierso. Julle like dit nie. Ek gaan maar aan, want ek gaan voort om die werk van my Vader te doen, maar moet my nie bekend maak nie. Ek soek nie julle met my toe skreeu en vir my hy soek geen verering nie. Hy soek geen erkenning vir wat hy kom doen het nie. Niks. Want hy het gekom
as 'n diensknegt, en dit sal weldra vir u bekend word as die skrif verder kyk. So hy soek geen roem, geen gewildheid nie. Hy's net hier om te doen wat sy Vader hom gestuur het om te doen. Wat doen hy? Hy's 'n diensknegt. Dan gaan hy in vers 17 en hy sê, sodat vervul sou word die woord wat gespreek is deur Jesaja die profeet. Wat het die profeet gesê? So, hy gaan aan met sy Vader se werk. Die profeet het gesê, kyk, in vers 18, die profeet profeteer en hy haal dit aan. Kyk, my knegt. Wat sê hy? Wat sê hy van Jesus? Hy's 'n knegt. Wie se knegt? God se knegt. Amen. Amen. Wat ek uitverkies het, my geliefde in wie my siel 'n welbehaag. Ek sal my gees op hom lê en hy sal aan die nasies die reg aankondig. Dis wat hy kom doen het. Hy gaan homself nie uit geld nie, hy gaan vorentoe, hy deur net voort in sy knegtskap. Moenie my bekend maak nie, moenie my op 'n pedestal sit nie, moenie my vereer nie. Vers 29, en sê, hy sal nie twis of uitroep nie, en niemand sal sy stem op die strate hoor nie. Hy gaan nie campaign en plakate van homself opsit nie. Julle sal nie sy stem op die strate hoor nie, maar gaan hy doen wat die Vader wil gehad het hy moet doen? Yes. Waar die Vader hom stuur, daar gaan hy. Wat die Vader hom sê om te doen, dit doen hy. Hoekom? Hy kan dit nie help nie. Hy laat dood eenvoudig wat in hom is, uit hom uitvloei. Ek is 'n knegt. Ek is 'n knegt. En dis hoekom dit nie vir hom moeilik was om te kom en sê, ek sal julle voete was nie. Iets wat ongehoord was nie. Kom hy en was hulle voete. Totdat hy die reg tot oorwinning uitbring. Matteus, dieselfde hoofstuk 12, vers 21. En op sy naam sal die heidene hoop. En geliefdes, ek wil vir u aanmoedig, hoop op sy naam. Hoop op sy naam. Hoop op sy naam. As jy vandag op hom hoop, dan kan ek vir jou nou sê, hy gaan jou nie teleurstel nie, want wat in hom is, sal uit hom uitkom. En dis net mooi. Dis net mooi, dis net kosbaar. Geliefdes, hy sê vir ons die volgende, hy sê, 'n riet, wat geknak is, sal ek nie afbreek nie, en 'n lampput, wat nie brand nie, sal ek nie uitwis nie. Hy sê dit vir ons. Nou geliefdes, die geaardheid van 'n riet is om reguit te groei. Totdat jy hom skade doen, as jy hom kneus, dan groei hy nie meer reguit nie, dan groei hy in die rigting wat hy gekneus is. En hy verloor van sy krag. En 'n lampput, geliefdes, wanneer daai lampput nie meer goed is nie, eindelik gee hy glad nie meer lig nie, hy brand nie meer mooi nie, hy gee net rook af. So die gevolg is, die mens sien 'n geknakte riet en hy sê, dis nou 'n ding wat nie meer bruikbaar is, nie meer reguit nie, en hy's nie meer sterk nie, laat ons hom afbreek. En hy sien 'n lampput wat rook en hy sê, dis nou net 'n nuisance, hy maak stink en hy maak nie lig nie, en hy vat hy put en hy wis hom uit. Maar Jesus sê, ek sal dit nie doen nie. Hy sê, ek sal dit nie doen nie. Hoekom? Hy sê, want ek het gekom om julle te dien. Ek sal ook die swakkes se voete was. Ek sal ook die hoeperette, die ander rouer, se voete was. Hoekom? Want ek is 'n diensknegt. Geliefdes, Jesus dien die Vader, die Gees dien die Vader en die Seun. En dis wat hulle doen. Dis deel van hulle goddelike natuur en wese. Dis wat dit is. En ek wil vir u sê, iets daarvan met die kinders van Jesus se lewens demonstreer en wys. Dit is baie belangrik. As jy mooi kyk na hierdie gedeelte waar ek gelees het, Matteus 12 uit, sê, wat ek aan julle gedoen het, moet julle aan mekaar gaan doen. Hy sê, ek gee vir julle 'n voorbeeld.
ek is vir julle 'n voorbeeld hier, en hy sê dit. So, hoe lyk dit? Waar laat dit jou in my vanoggend? Waar laat dit jou in my? Dit meen dat daar iets, 'n attitude van diensbaarheid in ons wees. Nou geliefdes, in die tyd waar ons in lewe, as jy vanoggend uitkom en ek gaan vir jou profetiese woord gee en ek sê vir jou, jy sal dien, jy sal onder in die skip sit en jy sal roei, dan sê jy, ek hou nie van daai profesie nie, maar as ek vir jou vanoggend profeteer, jy sal die kop wees en nie die stert nie. Jy sal die leier van hierdie gemeente wees en jy sal gedien word. Dan sal jy van daai profesie hou. Maar geliefdes, ons voorbeeld is een wat nie faam gesoek het nie. Wat nie op die plakate wou wees nie, wat nie sy naam op die strate wou gehad het nie. Maar hy het sy satisfaksie daarin gekry om te doen wat die Vader hom gesê het om te doen, om 'n knegt vir die Vader te wees. Geliefdes, ek weet hierdie is nie 'n gewilde boodskap nie. En ek weet ook dis nie 'n maklike boodskap nie, want hoe gaan dit jou lewe impakteer? Almal gaan nie ewe skielik huis toe gaan en diensknegte wees nie. Gaan nie wees nie. En geliefdes, op 'n manier is hierdie ding van onderdanigheid 'n moeilike ding. As ek nou vanoggend 'n tipe van 'n troue preek wil gee en ek sê vrouens, julle moet aan julle eie mans onderdanig wees, dan klink dit polities net nie 'n goeie boodskap. Dit klink nie goed nie. Dit klink net, please get with it, man. Ons is in die 21ste eeu. Vrouens is geëmansipeerd. Vrouens, ek pik nie op julle nie. Nie dit hoor nie, asseblief. Maar daar's iets in diensbaarheid. Ek sê nie word vloerlappe nie, asseblief. Dis nie wat ek sê nie word vloerlappe nie, maar daar's iets in diensbaarheid wat by jou 'n tevredenheid gaan bring, soos wat dit 'n tevredenheid by Jesus geskep het om te kon dien en te doen wat die Vader wou gehad het hy moet doen. Wys my 'n ou wat selfgesentreerd is en ek wys jou 'n ou wat onvergenoegd is. Dis wat dit is. En daar's baie mense wat ontevrede is. Ek ken 'n vrou wat toe sy haar eerste salarischeck gekry het, toe maak sy 'n belofte dat geen man sal oor haar heers nie. En sy sal onder geen man submit nie. Ja. Sy was nooit gelukkig nie. Sy was nooit gelukkig nie. En paas, ons kan ook ding, want ons hemelse Vader ding, en sy seun ding, en sy gees ding, en wys vir ons hoe om te dien. En ek wil nie deur die boodskap laat wat sê, julle moet vloerlappe word, en julle moet alles opeet nie. Miskien is hier die regte geleentheid om ook dalk iets te sê, oor die verskil tussen meekness en weakness. Want God soek nie 'n klomp swakkelinge om hom te volg nie. Maar hy soek daai meekness by sy kinders. En ek sal oor praat, ek nou net besluit, ek sal dit by my preek van volgende week inwerk. Sal ek vir julle element van meekness en weakness inbring. Want dit is goeie lering. Ons moet dit hoor. Daar's krag in 'n man wat nie sy stem verhef nie. Daar's krag in 'n vrou wat sagte antwoord kan gee. Daar's krag daarin. Daar's dinamiese krag daarin. Ons moet dit nie mis nie. Ek het dit vir julle gesê en ek gaan dit vir julle nog baie sê. Hierdie koninkryk wat ons indien is 'n upside down kingdom. OK. En so ons skiet nie met gewere en bomme nie. Ons begin in die teenoorgestelde geesoorlog voer. Is dit nie wat ons die laaste 10 weke gepraat het nie? So wanneer die ou jou aanval met liefdeloosheid, dan counter jy dit. Jy gaan in die opposite spirit, jy gaan in 'n liefdegees in. Dis wat jy doen. En as daar 'n onreine gees in die plek is, dan soek jy 'n gees van reinheid. Jy counter dit met die opposite spirit. Dis die geveg. Dit moet julle vir my nou vanoggend vertel het na al die oorlogpreke, nê? Asseblief. Dis belangrik. Geliefdes,
Hier sit vanoggend mense wat voel soos 'n geknakte riet. Sit vanoggend mense wat voel soos 'n lampet wat uitgedoof is. As gevolg van jou situasie en omstandighede, as gevolg van die drukte van die lewe en omstandighede. Sit hier's mense, julle is hierso. Maar Jesus sê, ek sal jou nie afbreek nie. Jesus sê, ek sal nie daai lampet doodmaak nie. Ek sal dit nie doen nie. Ek sal jou nie afskryf nie. Jesus sê vanoggend vir jou, ek sal jou nie afskryf nie. Hoor jy dit? Hy sal jou nie afskryf nie. Hy sê, ek sal kom. En ek sal hy geknakte riet herstel. Hy sal sterker wees as wat hy was voordat hy riet gekneus is. En ek sal hy lampet laat helder skyn. Dat hy helder skyn. Soos 'n helder lig. Want ek is nie in besigheid om riete te breek en lampete uit te doog en te vernietig nie. Ek is nie besigheid om manne en vroue op hulle voete te bring wat nie weet hoe om te staan nie. Want ek het 'n sterke hand en as jy net jou swak hand in my sterke hand sal sit, dan sal ek jou lei en ek sal vir jou krag gee. As jy bid, Here, dat elke man en vrou vandag na U toe uitgereik het en gesê, Here, help. Dat hulle in hierdie week absoluut sal beleef dat Immanuel is God met ons, die God wat naby ons is. Bid dat U hulle versterk, dat hulle soos regopretjies sal wees in die wind. Bid dit in Jesus naam. Dankie, Here. Dankie, Heilige Gees, vir wat U in ons bidde doen. Ons waardeer U. Ons waardeer U, Here. U is goed vir ons. Dankie, Here. Halleluja, loof die Here. Halleluja, die Here is goed, nee. Die Here is goed.